het in my drome 'n wonderbeeld verskyn. Ek staan in ou Jerusalem en sien die tempel daar. Ek hoor die sang van kinders, net soos in engelekoor. En saam sing hulle 'n loflied, wat selfs die hemele hoor. En saam sing hulle 'n loflied, wat selfs die hemele hoor. Jerusalem, Jerusalem, sing nou 'n loflied saam. Hosanna in die hoogste, Hosanna, prys sy naam. En daar verander toe my droom, en stilte daal daar neer. Weg is die bely hosannas, geen kinderstemme meer. Die son het toe verduister, die oggend koud en koel, en die skadu van 'n kruis verrys om ons ontwil. En die skadu van 'n kruis verrys om ons ontwil. Jerusalem, Jerusalem, sing nou 'n loflied saam. Hosanna in die hoogste, Hosanna, prys sy naam. En weer verander die toneel, in helder glans verskyn. Ek sien die heilige stad daar, die son begin weer skyn. Die poorte word wyd oopgemaak, die duister het verdwyn, en almal kan na binne gaan, geen een sal buite staan. 'n nuwe dag het aangebreek, die kinders sing weer saam. Dit is die stad Jerusalem, wat nooit weer sal vergaan. Dit is die stad Jerusalem, wat nooit weer sal vergaan. Jerusalem, Jerusalem, sing nou 'n loflied saam. Hosanna in die hoogste, Hosanna, prys sy naam.
welkom dat u ingeskakel het en aan elke lid. Ons is u skakel in hier by die Pietersburg Louis Trichardt streek. Ons is of distrik sal ek so sê, maar baie welkom. Ons sien uit om die tyd saam met u God te aanbid en te hoor wat hy vir ons het in die woord van God. Ek wil net 'n skriftuurlesing vir u lees uit 2 Timoteus hoofstuk 3 vers 10 en dit sê: maar jy het my navolger geword in leer, lewenswandel, planne, geloof, lankmoedigheid, liefde, lydsaamheid. Ons lees tot sover. Mag die Here die woord vir ons ryklik seën. Kom ons bid net saam. Ons hemelse koning en Vader wat in die hemel is. Ons dank U vir die voorreg wat ons het om op hierdie Sabbat U te kan aanbid en dat ons fokus op U kan plaas en alles anders neerlê. Ek bid graag dat U met elke persoon by die huis sal wees, waar ons in 'n lockdown is, dat U elkeen sal veilig hou, sal bewaar, maar ook, liewe Heer, dat U ons gedagtes sal bewaar, dat ons gedagtes nie sal rondgaan op allerlei ander wêreldse dinge en omstandighede nie, veral nie vandag op die Sabbatdag nie. Dat ons hierdie dag sal gebruik as 'n dag waar ons alles neerlê by die voete van Jesus en net kan seëvier in die hande van Jesus. Maar ons dank U vir die voorreg en mag U elkeen ryklik seën in Jesus naam. Amen. Vriende, ek wil net graag weer die teksvers lees vir ons in 2 Timoteus 3 vers 10. Maar jy het my navolger geword. En ek glo elkeen wat ingeskakel het en elkeen van ons gelowig is, dit is ons grootste begeerte is om 'n goeie navolger van Jesus Christus te wees. En met daai selfde begeerte sê die skrif hier vir ons wat geïnspireer is deur die Heilige Gees, ingegee deur God, sê dit daar: maar jy het my navolger geword in leer, in lewenswandel, planne, geloof, lankmoedigheid, liefde en lydsaamheid. Mag die Here vir ons lei daardeur. En my fokus is daar op die sin van die leer en dan leerstellings. En sien in baie gevalle kom daar gedagtes deur, ons het nie leerstellings nodig van mense nie. En dit gebeur baie keer wanneer mense dan leerstellings uit die woord neem en vir mense leer, want in Efesiërs en 1 Korintiërs kom dit baie sterk voor dat die Here het verskillende gawes aan mense gegee, en so ander woorde, jy lewe na daai gawe uit wat die Here gegee het, en jy onderrig die kinders van die Here, en hulle sê ek aanvaar dit nie, want jy gee hulle leerstellings van mense. Maar jy wys hulle uit die woord uit wat die leerstelling is, maar dan sê hulle dis leerstellinge van mense. So ander woorde, daar's 'n wanindruk van wat ware leerstellings is. En ek wil graag vandag net vir u wys in 'n kort weergawe. Ek begin dit kort hou. Ek probeer my tyd ook dophou sodat ek by ander preke ook kan inskakel vandag. Maar ek wil dit ook nie kort skiet in die sin van om net dit af te rammel nie. Maar vriende, ek wil graag ek wil graag die layout van die boodskap wat ek vir u gee vandag. Ek wil kyk hoe effektief ons interpretasie kan wees en hoe die leerstellings van God, die mens, sonde en bediening en gemeenskap, hoe daai mekaar effekteer. En ek gebruik net daai paar, maar ons het 28 leerstellings, byvoorbeeld, maar al 28 kom uit die Bybel, dis Bybelse leerstellings. So, kom ons vergeet net van die gedagte eers van 28 leerstellings, kom ons praat van die leerstellings van die Bybel. Goed? Hoe pas dit in my lewe? Hoe affekteer die leerstellings van die Bybel my en jou lewe? Want hier's leerstellings in van God, hier's leerstellings in van die mens, hier's leerstellings in van sonde, van bediening, van gemeenskap, en dan is daar 'n lange lys, so kort voor lank, dan gaan jy werklik ook tog sien, dat ons 28 leerstellings het plek, en het meriete.
Maar vriende, net voordat ek dan begin daarmee hoe dit ons effekteer, wil ek net graag vir ons jonges net 3 illustrasies gee van wat ek probeer beoog met die boodskap vandag. Kom ons vat 'n tennisspeler en 'n goeie tennisspeler, en ek glo en vertrou ons almal weet wat tennis is. Die 1 of 2 spelers, dis daai kant of 1 of 2 hierdie kant, en dan slaat hulle na die bal vir mekaar heen en weer. Daar's sekere reëls, dit moet in sekere lyne ingeval word, en waar jy afslaan, so daar's reëls betrokke, en dis 'n tennisspeler. Maar nou my vraag is, kan jy dan 'n tennisspeler neem, wat met die beginsels van tennis kom, en 'n rugbyspeler maak? Nou ek dink ons kan almal saamstem, jy kan 'n tennisspeler vat en 'n rugbyspeler maak, maar die beginsels gaan anders te wees as tennis. Die spel is heeltemal anders. So jy kan nie dieselfde beginsels gebruik nie. So jy gaan die beginsels van die rugbyspel moet gaan leer om 'n rugbyspeler te wees. Kom ek gebruik nog 'n voorbeeld. Kom ek sê jou motor breek af. Sal jy graag eerder jou motor wil vat na 'n motorwerktuigkundige toe, of sal jy na iemand toe vat langs die pad waar jy sien wat fietsse regmaak? Ek dink daar's 'n groot verskil en verskillende beginsels van om 'n fiets reg te maak en 'n motorvoertuig. En dan praat ons nog nie eers van verskillende soorte voertuie en ek weet jy kry dieselvoertuie en alles en elkeen werk anders. So daar's verskillende beginsels wat 'n rol speel. Nog 'n voorbeeld as ek mag. Kom ek sê, as jy 'n hartaanval kry, sal jy daarvan hou as iemand jou vat na die noodhulp persoon op die rugbyveld, waar daar die kant, jy weet mos wat daar's noodhulp mense. Sal jy waarvan hou dat so 'n persoon jou dokter dan moet nou wees met jou hartaanval en is ernstig en dalk moet opereer en die soort ding. Of sal jy eerder daarvan hou om 'n dokter te kry wat spesialiseer in hart en dat daai persoon jou hart moet dan opereer en dan jou hart werk? Of sal ons kan 'n oogkundige vat en laat hy aan jou hart werk? En jy sien, daar is 'n groot verskil tussen die beginsels wat daar dan 'n groot rol speel. En dis wat ek wil kom by vandag se gedagte. As 'n kind van die Here is daar beginsels. Daar is leerstellinge wat die Here vir ons gee en wat 'n rol speel van wie ons is. So hoe effekteer hoe ek die Bybel interpreteer, my lewe, my geloof en die uitleef van my geloof, van wie ek is, van hoe ek mense sien, van hoe ek sonde sien, van hoe ek lewe sien en die doelwitte van my lewe en hoe dit my Christelike uitlewe beïnvloed. Dit is waaroor ek graag wil gesels vandag en dis my begeerte dat ons hierdie dinge in plek en kry in ons lewens. Want vriende, kom ons kyk hoe dit vir ons effekteer en juis van die woord, wat ons verstaan van die woord, wat ons verstaan van God, wat verstaan ons van onsself uit die oogpunt van ons Skepper af en maak dit eintlik werklik saak. Want party sal sê, wat maak dit saak? En ek hoop dat ons daai antwoord kan kry en gee vandag. Maar vriende, om die vraag te antwoord, wil ek kyk na die interverhouding tussen wat ons glo en ons leerstellings. So eenvoudig dan, soos dit mag klink, liewe vriende, wil ek vir sê, jy gaan baie vinnig agterkom, dis eintlik nie so eenvoudig nie, want daar's 'n wanindruk in hierdie wêreld met die mense met wie ons wil uitreik, of selfs 'n wanindruk by ons, van hoe ons dinge verstaan, en dit effekteer ons lewe by ver. En dan wil ek vir julle sê, God het self dit goed gedink, en belangrik geag, want toe Jesus voor hy opgevaar het, iemand het hy gesê, gaan hy maak disippels van alle nasies, en doop hulle in die naam van die Vader, en die Seun en die Heilige Gees, en wat het hy dan gesê, vers 20, leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Hy het nie gesê, gaan leer wat julle dink van toepassing is op elke een nie, want elke persoon is anders, elke een het sy eie dinkie wat hy mee inskakel op 'n manier, en elke een kom uit 'n verskillende agtergrond, en uit 'n verskillende kultuur uit, so gaan kyk net bietjie mooi, pas die ding aan. Nee, dis nie wat hy gesê het nie.
Hy sy instruksie was, gaan leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Wat God beveel het, moet ons gaan leer, hulle leer om dit te onderhou. Niks meer nie, niks minder nie. Dis die standaard wat hy gee. Nou party woordmense sal nou vir my sê, hulle hou nie van die woord standaard nie, want nou is daar verskillende standaarde. Wel as jy dan 'n ander woord wil gebruik, kom ons sê dan die beginsels wat die Here gee. Die punte wat ek wil op neerwerk, punt nommer 1 gaan wees, hoe beïnvloed my siening van die natuur van God teenoor my optrede teenoor sonde. Die tweede punt, hoe beïnvloed my siening van die natuur van die mens teenoor my optrede van sonde. Dit klink nou dieselfde, jy moet nou mooi volg, so sit reg op in die bank en luister mooi. Ek weet party lê miskien en kyk dalk na die boodskap, maar sit net vir 'n oomblik regop, laat daai gedagtes oop is. Die eerste punt wat ons oor gaan praat is, hoe beïnvloed my siening van die natuur van God my optrede teenoor sonde? Die tweede punt is, hoe beïnvloed my siening van die natuur van die mens teenoor die optrede van sonde? Die derde punt is, hoe beïnvloed my siening van verlossing en hoe sterk dit my beïnvloed teenoor sonde? Goed, dan die vierde punt, hoe beïnvloed my siening van sonde my dringendheid na die bediening en die natuur van die bediening? Is jy met my? Dan die vyfde punt, hoe beïnvloed my siening van sonde my benadering teenoor die probleme in die gemeenskap? En vriende, kom ons geniet hierdie punte saam en mag die Here ons net lei. Die punt nommer 1 is die beïnvloed, hoe beïnvloed my siening van die natuur van God my optrede teenoor sonde? Wel eerstens, as ons net so vinnig redeneer, God is rein, hy is sondeloos. Ek dink ons bevestig dit en die woord maak daai stelling. God is 'n verhewe wese. Hy's nie 'n mens nie, hy's 'n verhewe wese, hy's skepper, God, né? God is liefde. God verwag dan ook dat die mensdom soos hy moet wees. Nou mag dit dalk wees, dis nie waar nie. Vriende, kom ons haal wat die Bybel sê, ons moet Bybels bly. Levitikus 11:44 sê, want ek, dis wat waar God praat, die ek is 'n hoofletter ek. Hy sê, want ek is die Here julle God, toon dan dat julle heilig is en wees heilig. Want ek is heilig, daarom verontreinig julle self nie deur enige ongedierte wat op die aarde kruip nie. En dan Levitikus 20:7, toon dan dat julle heilig is en wees heilig, want ek is die Here julle God. So ons kan mooi duidelikheid kry dat God is heilig en hy wil hê ons moet ook heilig wees soos hy is. Levitikus 20:26, en julle moet vir my heilig wees, want ek die Here is heilig en ek het julle van die volke afgesonder om myne te wees. So hier's nou 'n ekstra punt by waar hy self sê dat hy ons afgesonder het van die ander volke af, van heidene af, van ongelowiges af. En vandag is daar nie 'n redenasie vir ons mense om vandag, ag dit maak nie saak nie waar ek is nie. Ek verteenwoordig die Here, dit maak nie saak met wie ek praat nie. Die Here wil hê ek moet inmeng met almal. Die Here wil hê ons moet saam lewe. Ek dink daai kom van die vyand af. Want die Here sê dat hy sonder ons af van die res. Nou ons moet nou, ek praat nou nie van die evangelisasie in die sin van dat ons nou gaan werk daar, soos wat Daniel gaan werk het in Babylon en daar die Here verheerlik het en hy was al verteenwoordiger van die Here. Dis hoe ons moet optree tussen die heidene. Maar vriende, ons gaan nou nie in die heidene introu nie en wel, daar's 'n lang lys. Dis nou nie die boodskap vir die dag nie. So maar dit kom sterk deur dat God heilig is en dat hy wil hê dat ons moet soos hy wees. Maar nou kan jy vir my sê, ja, maar dis alles Ou Testament. Ons is Nuwe Testament Christene. Wel, hoe dit ook mag wees, 1 Petrus 1:16 sê dieselfde, dit sê daar wees heilig, want ek is heilig. God is dieselfde gister, vandag en môre.
Sy boodskap van gister en vandag is dieselfde, ons gaan weer dieselfde kry in die toekoms. Soos hy gesê het van die begin af, ons moet soos hy wees, sal ons op die einde voor Jesus kom, ook soos hy moet wees. So vriende, as dit dan so is, dan beteken dit dat die mens moet weerspieël, Christus weerspieël op aarde. Ons moet die beeld van God uitleef, soos ons was in die begin, soos ons geskape was, en ons moet besef en dit kan vertrou van hoe hy ons geskaap het. Hy het ons geskape sondeloos. Hy het ons nie geskape met sonde nie. Hy het ons nie geskape om te haat nie. Hy het ons nie geskape om moord te pleeg nie. Dit was nie hoe hy ons geskaap het nie. Daai was as gevolg van sonde. So nou, al die is belangrik om te weet, vriende. Het ek dan 'n verkeerde konsep van God? As ek 'n verkeerde konsep het van God, gaan dit wat ek uitleef 'n verkeerde konsep wees, want die gedagte hoe ons geskaap is om God uit te leef. Dis wat God begeer. So dit beteken ook, vriende, die geringste afwyking van God af en van God se standaard af, van sy beginsel af, van sy karakter af, dit word dan geklassifiseer as sonde. So wat dan dit vir my dan sê is, vriende, die kondisie van die mens, want as ons nou na die mensdom kyk, hoe verteenwoordig die mensdom die skepper vandag? Dis waar ek die opsomming kry dan, die kondisie van die mens vandag is in groot gevaar. Die mens vandag het 'n verkeerde konsep van God, en dit gaan my verstand te bowe van wat hulle werklik dink van wat God aanvaar in hierdie lewe. Jy weet, jy kan die mees vieslikste, vuilste ding doen op hierdie aarde, en dan kan jy nog sê, ja, maar dit maak nie saak, God aanvaar het. Want hy het 'n verkeerde konsep van wie God is. Die reinheid van God is te vergeefs nou al. So ander woorde, vriende, wat ek weer sê is, as ek God sien, as iemand wat haat en dood maak, meeste sal hom nie graag wil dien dan nie. Maar die wat doen, sal dan ook haat en dood maak. Die ergste dan is ook dan, vriende, as ons dink, alles is net reg, alles is net aanvaarbaar, dan is daar eintlik mos nie so iets so sonde nie. So waar kom die gedagte van ons lewe in 'n sondige wêreld? So alles is dan vals, is dit nie? Maar nog 'n voorbeeld, vriende, as ek werklik byvoorbeeld dink dat Jesus byvoorbeeld egte alkoholiese wyn gemaak het, dan is die kwalifikasie reg, dan mag ek mos alkoholiese wyn drink ook. En daar's baie wat daai weergawe het tussen die gelowiges en ongelowiges. Maar my konsep is net, liewe vriende, dit maak nie saak wat ek nie dink, ons moet gaan en toelaat dat die beginsel uit die woord uitkom en wat vir ons sê wie God is, wat hy wil verwag. Die konsep van God lei my en reflekteer van wie ek gaan wees, hoe ek my lewe en hoe God verteenwoordig gaan word in my lewe. So, net in hierdie week, eintlik, ek dink 2 dae terug, het ek 'n kommunikasie gehad met 'n paar homoseksuele mense oor Facebook, want daar was 'n ding gewees daarvan waar 2 soldate in een of ander land mekaar daar soen en dan almal ryf daaroor en sê baie geluk en dis die mooiste ding op aarde en so ek het maar net 'n bietjie daar gesels en 'n bietjie aangespreek en want ek was gekap gewees hoor. En ons word maar gekap, nee. Maar vriende, die konsep daar, terwyl ek met gesprek voer, of by probeer pak slaag gee, dat ek het so stel, die konsep wat hulle deurgee is, en hulle kan nie duidelik agterkom, die konsep van God en die woord is uit proporsie uit. Die gedagtes wat hulle daarmee deel is, hulle sê, maar God het ons so gemaak. So ander woorde, God maak diewe. God maak mense om ander mense te gaan ryp. God maak nie sulke mense nie.
As jy so gebore is jy so gebore omdat ons in sonde gebore is, ons lewe in 'n sondige wêreld. Dis nie te sê dit kom van God af nie. Dit sê nie dat God aanvaar dit nie. Die konsep het sterk deurgekom, God aanvaar ons so, God sien niks daarmee verkeerd nie. Die Christen wat daarteen is, luister mooi, hier is die weergawe wat hulle het, hulle sê die Christen wat daarteen is oordelend, daai Christen is vals, daai Christen interpreteer die woord verkeerd, daai Christen is die werklike kind van God nie, en daai Christen ken nie die woord van God nie. So as mens aanspreek van wat hulle daar verkeerd doen, dan sê hulle presies al hierdie dinge vir jou. Met ander woorde vriende, 'n skewe en skeptiese siening van wie God is. Want dis nou 'n baie goeie voorbeeld daar, hulle sienswyse en beskrywing van wie God is, wat hierdie ding toelaat. Laat hulle dan toe om hierdie skeptiese, sinvolle dinge te doen. Wat ek en jy dan sien as sonde, sien hulle dan as dood normaal. So ons sienswyse in verband met wie God is en wat is die standaard wat God vir ons gee, die leerstelling wat God vir ons gee, is van kardinaal belang, want dit verduidelik vir ons wie ons is en wat sonde is en waarna toe ons moet streef. Met ander woorde vriende, dit beïnvloed ons wese. Dit beïnvloed my denke oor sonde, dit beïnvloed my siening oor verlossing. Dit beïnvloed my optrede teenoor sonde. Dit beïnvloed my invloed in die bediening van God. Dit beïnvloed my siening oor die behoefte in die gemeenskap. Jy sien nou die tweede laaste waar ek gesê het, dit beïnvloed my bediening van God, want as ek nou op daai houding inneem in die verstand van, maar God aanvaar dit, God het ons so geskape, dan gaan ek hulle net aanvaar soos hulle is, ek gaan die sonde aanvaar wat gedoen word, waar daar van my verwag word uit die Godse woord, ek moet die persoon aanvaar as 'n sondaar soos ek, en ek moet hom lief hê. Ek moet vir hom bid. Maar ek moet hom lei tot bekering. Ek moet hom waarsku. En dit is waar die sienswyse dan verskil. Goed, kom ons gaan oor na die tweede punt, vriende. Hoe beïnvloed my siening van die natuur van die mens teenoor my optrede teenoor sonde? As die mens geskaap is, vriende, om die natuur van God te reflekteer, dan moet die mens nie geoordeel of gemeet word in vergelyking met 'n ander mens nie. Want as ons besef en die verhouding van die mens tans kan verstaan en sien, maar die mens vandag is sondaars, hy is onperfek, hoekom moet ek my dan vergelyk met 'n ander mens? En dis wat ons mense doen vandag. Ons meet ons op met mense. Nee, ek meet myself op met daai ouderling, ek meet myself op met daai leraar, ek meet myself op met daai persoon daar, want daar's iets moois in daai persoon wat reflekteer, maar hoe dit ook mag wees. Maar elke mens skiet kort. So die beginsel van wie ons mensdom is, gaan ons lei ook dan van teenoor wie ek myself moet mee vergelyk mee. Mense moet dan beoordeel word en ook teen die gelykvormigheid teenoor die heilige standaard en lewenswyse van God en nie van 'n mens nie. Ander woorde vriende, sonde, as ons dink aan sonde sal dan wees die mislukking om my standaard of om by beginsels te bly. Sonde sal wees as die mens vrye wesens is, en ons is ons vrye wesens, ons kan ons selfs eie besluite maak, maar in onsself dan, het ons dan die eie verantwoordelikheid vir ons eie aksies en tekortkoming. Ek kan dan nie sê, dis as gevolg van daai persoon dat ek so reageer nie. Dis as gevolg van my agtergrond dat ek so sondig is nie. Want dit was mos jou keuse. Die tekortkominge word dan groter gegradeer. Goed, met die verkeerde konteks van sonde, aan die woorde vriende, hou ons dan aan sonde doen. Want ons sien niks verkeerd daarmee nie. Met die regte konteks, wetend dat sonde bring die dood, verander dit my begeertes om te sê,
maar ek wil nie meer sonde doen nie, ek wil doen wat reg is, want wanneer ek doen wat reg is, reflekteer dit liefde, en dit gaan my nie lei tot die dood toe nie, maar die ewige lewe. Nie dat ons gevrywaar word deur reg doen nie, want as ek nou reg doen, al het ek nie Christus nie, dan kan ek nie ewige lewe beerwe nie, want die lewe is net deur Christus. Maar om saam met Jesus te lewe, om by die twee karakters te mekaar te bring, moet ek my sondige karakter afsien. So vriende, met die regte konteks dan van hoe God ons geskaap het, en van wie ons behoort te wees, kan ons dan baie duidelik sien, maar daar's al met tekortkominge. En dan sal ek begin afslaan op wat die waarhede in die skrif vir my sê, en probeer die egtheid in plek kry van wat is 'n ware goddelike karakter teenoor die verkeerde verdraaide leerstellings wat daar is, en dan 'n skuif maak en 'n besluit te maak van waarheid en vals. Goed, vriende, dan die derde punt, hoe beïnvloed my siening van verlossing en hoe sterk dit my beïnvloed teenoor sonde. Hoe kom hierdie twee by mekaar? Om mee te begin, as ons 'n lering het, of as ons mensdom verstaan, as wesens wat eintlik goed is. Aan die ander woorde, ons kyk net na die mensdom en sê, maar almal is eintlik goed. Met intellek, met morele vermoëns wat in plek is. As ek 'n beter Afrikaans kan stel, in wese ongeskonde. Dan wat ons dan het, liewe vriende, is om voor God te staan, sal dan relatief 'n min waarde hê. Want kyk, as ons almal dan goed is, om dan voor God te staan, is daar nie baie waarde daaraan nie. Want ons almal is mos goed. Probleme en sonde sal bloot wees uit onkunde. Die oplossing sal eenvoudig wees, net opvoeding sal nodig wees. Want ons almal is mos uit 'n aard eintlik goed. Ons is nie, daar is eintlik niks fout, ons is almal goed, ons het net 'n bietjie opvoeding nodig. Nou kan jy dadelik sien hoe dit al klaar trek na hoe ons die bediening moet doen, nee. Maar nou vriende, kom ons kyk na die volgende. Maar as my denke in plek is, in die sin dat die mens, ons mensdom, nie noodwendig goed is, daar's goeie dinge, maar ons is eintlik korrup en opstandig, en ons is nie in staat, luister mooi, ons is nie in staat om regte wil doen nie. Dan kom die denke oor dat sonde speel 'n baie meer pertinente rol en 'n meer drastiese bediening is dan nodig. Ander woorde, 'n bediening waar ons bonatuurlike krag nodig het, 'n bonatuurlike redding nodig het. Ander woorde, ons het dan die Messias, ons het dan Jesus nodig. Nie net opvoeding nie. Ons het 'n bonatuurlike krag nodig, 'n bonatuurlike plan, en dis waar Jesus inkom met die verlossingsplan. As ons net dink almal is net goed, dan het ons mos nie 'n verlosser nodig nie. Ons mensdom is korrup, liewe vriend. Ek en jy is korrup. Ons is sondaars. En ons het Jesus nodig. Goed, dan die vierde punt. Hoe beïnvloed my siening van sonde my dringendheid na die bedieninge en die natuur van die bediening? Ek dink ek kan hierdie punt eintlik vir u oorlaat, want nou kan nie al 'n paar dinge by mekaar sit van die dringendheid daarvan. Maar kom ek deel hier so lank my gedagtes. Want vriende, as ons denke is dat die mens relatief goed is, en dat die mens geneig is om te doen wat God begeer, en wat hul beplanning is, dan sal ons dan sal ons boodskap heeltemal anders te wees. Ons boodskap en bediening sal wees om positief en regstellings te maak, in die sin van ons sal net mense motiveer, doen julle beste, hou aan wat julle doen julle beste, ag jy doen oulik, hou aan so. Ekskuus tog. Dis die virus nie.
Maar vriende, nou, die ander woorde, mense sal gemotiveer word om voort te gaan in hulle huidige situasie. Ander woorde, die rigting wat die mense om nou beweeg, ons motiveer, hou so aan, want jy doen goed. Alhoewel dis nou soos konsep verkeerd is, alhoewel daar groot gap is tussen die mense en God, hou maar aan, want jy doen goed, dis die gedagte. So die roepstem daar sal wees, regverdigheid, vriendelikheid en vrygewigheid. Maar, as ons denkwyse dan is volgens wat die woord ons leer en wat ons sien, as ons denke is dat die mens gesien word as radikaal sondaars, sondige mense, dan sal ons mense wil vertel om tot bekering te kom. Want elkeen moet dan tot bekering kom. Dan sal die roepstem wees, bekeer jouself, herstel jou lewe in Jesus, oorwin jou selfsugtigheid, oorwin jou oneerlikheid. Jy sien, dan gaan die bediening en die uitroep heeltemal anders wees, as ons dink, ag, almal is mooi en aanvaarbaar en goed. Die laaste punt, die 5de punt. Hoe beïnvloed my siening dan nou van sonde my benadering teenoor die probleme in die gemeenskap? Hoe beïnvloed dit wat ons nou al so ver gesê het, van hoe ons die gemeenskap sien? As ek dink dat die mens net relatief goed is, en moreel, en neutraal is, en oulik is. Vriende, dan sal ons die probleme in die gemeenskap sien as probleme van omstandighede. So wanneer daar goed te gebeur, dan sal ons sê, kom ons verander die omstandighede vir hulle, en dan het hulle 'n beter lewe. Ons sal glo dat hul omstandighede kom die individu se gedrag in, as gevolg van die omstandighede, dis hoekom ons nou die gedrag het van die mense, dis hoekom daar ons hier die optogte het, en waar hulle skole afbrand, en hoekom daar kinders gemolesteer word, en hoekom daar so baie diesel, dis as gevolg van omstandighede. En ook vriende, ons sal dink dat die omstandighede moet eers dan verander word, voor die gedrag verander word. Ons sal dan in plaas van om hierdie mens te gesel, die omstandighede probeer beter maak. So ons herbou maar weer die skole, ons bou maar net alles weer op, en ons weet wat die resultaat is van die mens self, want as jy sondaar bly jy sondaar. Maar nou, hierso kom die ander gedagte. As ons siening is in dat die gemeenskap wortels het in radikale, perverse, verdraaide menslike gedagtes en wil, as 'n sondaar, dan, liewe vriende, sal ons fokus wees om die mens se hart te bereik, om die mens se natuur te wil beïnvloed, van hoe jy dink, oor hoe jy reageer, hoe jy jouself sien, hoe jy God sien. Ons sal dan probeer dat die persone, die mens of die gemeenskap, andersins dat hulle self die besluit kan maak deur die beïnvloeding van hoe hulle dink en reageer, van wat waar is en wat vals is, wat reg is en wat verkeerd is. My omstandighede kan dalk chaoties wees, maar ek kan met die regte gesindheid reg optree en gehoorsaam wees. In opsomming, liewe vriend, dit wat ons glo, dit wat ons leerstelling is, en hoe ek oortuig is daarvan, beïnvloed my van hoe ek God sien. Dit beïnvloed my van hoe ek sonde sien. Dit beïnvloed vir my van hoe dit my raak in verband met my verlossing vir my ewige lewe. En hoe dit my bediening raak ten opsigte van hoe ek die noodroep sien en kan verstaan van die gemeenskap. Wat hulle soms nie eers hulle self sien nie, dit moet ons sien en kan gaan gee en offer en bedien en leiding gee. So vriende, dit beïnvloed my hele wese van hoe ek die leerstellings sien, hoe ek die woord interpreteer. Dit beïnvloed wie ek is. Dit beïnvloed oor hoe ek my lewe en hoe ek my besluite neem. Dit beïnvloed hoe ek God se taak uitrig
en in die gemeenskap bedien, en met watter motief en ernstigheid. Die woord ernstigheid kom ook te sprake, as ek werklik besef van die leerstelling uit die woord, dat die profesie het in vervulling gekom, en Jesus se koms is naby, dan moet daar nou 'n dringendheid wees, om hierdie woord te versprei in hierdie gemeenskap, wat nie in 'n agtergrond uitkom nie, maar wat sondaars is, wat korrupt is in gedagtes en in hart, en dan moet 'n hartverandering plaasvind. Dit verander die bediening heeltemal, is dit nie? Ander woorde, vriende, die oplossing is, ek en jy benodig 'n radikale verandering en 'n transformasie in lewe. Die mens, die gemeenskap, ons as sondaars. Ons benodig 'n bonatuurlike krag en redding, ons verlosser in Jesus Christus. Geregtigheid in Jesus, dis ons behoefte. Die boodskap vir die dag, liewe vriend, wat ons moet uitdra, is een dat die mens se omstandighede moenie net die fokuspunt wees nie, maar dit moet een wees van kom tot bekering. Daar waar jy is, in die omstandighede, kyk die omstandighede van jou hart, nie van om jou nie, maar kom tot bekering, kom tot inkeer. En sterf die eie ek af, want dit is die oorsprong van jou sonde. Dis die oorsprong van ons slegheid, van ons mensdom, die eie ek. En dan is daar die uitdaging natuurlik, liewe vriend, oor hoe ernstig neem ek hierdie leerstelling aan. En liewe vriend, ek en jy sit met 28 leerstellings, Bybelse leerstellings. Daar's nie een van die leerstellings wat nie Bybels is nie. Dis nie 'n katekisasie nie, dis nie 'n katekisme, wat ook al jy dit wil noem nie, dit is 'n Bybelse leerstelling. En baie ignoreer die leerstellings. Baie dink nog daar's 27, hulle weet nie eers daar's nou 28 leerstellings nie. Party mense stem nie eens meer saam met die leerstellings nie. Party het al eie weergawe gesê, ja, ek verstaan dat, maar ek dink, ek sien dit so en so en so. Never mind oor wat God gesê het en hoe hy dit ingestel het en wat die opdrag het, gaan leer hulle alles wat ek julle geleer het. Nie wat jy leer of wat jy leer of wat jy leer, gaan leer hulle wat ek geleer het, God geleer het. So vriende, dis hoekom ons bediening en ons erns in die lewe en die bediening vervlou het, want ons het die standaard, ons het die leerstellings van God verder en verder en verder weggeskryf. En daarom kry ons nou, ons as die kind van God, as ons nou kyk na die kind van God, en jare terug se kind van God, waar baie mense sê, ja, dis oudtydse kinders van God. Daar is nie so ding soos 'n oudtydse kind van God en 'n moderne kind van God nie. Daar is net 'n kind van God. En in plaas dat die twee mense na mekaar weer opweeg en sê, ja, maar ons is 2020 se Christen en ons is nie 16, 15 se Christen nie. Daar is nie so ding nie, liewe vriend. Daar is net 'n Christen van die Here met God se leerstellings, met God se ingawe en se weergawe, geen menslike weergawes nie. Ons moet terugkeer by Bybelse beginsels, by Bybelse leerstellings. En terwyl ons terugkeer daarna, liewe vriende, moet ons weer 'n bietjie om onsself kyk, na onsself kyk en om ons kyk. Ons mens moet gehoorsaam word, ons mens moet tot insig kom, ons mens moet tyd neem en die orde van die leerstellings bestudeer en deel kan maak van 'n lewe. Wat help dit? Jy besef, ja, dis daar, liewe vriend, maar jy maak dit nie deel van jou lewe nie. Satan ken die leerstellings. Satan was by God self. Hy weet God bestaan. Hy ken die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Maar waar is hy? Hy het oorlog verklaar teenoor God en God se navolgers. Hy het oorlog verklaar teenoor jou en my. Hy wil jou en my net dood hê, liewe vriend. Waarom wil ons dan nog worry oor wat hy te sê en vir sy misleidingsval? Want hier is 'n leerstelling van die Here af.
om my en jou te rig en te onderrig vir elke goeie daad van geregtigheid, sodat ons in die voete van Jesus kan staan en dat ons kan erken dat deur Jesus is my verlossing en dat ek die kleed van verlossing aantrek wat Jesus vir ons elkeen gee en so geredde staan, so geseël kan word en reg kan wees vir die verlossing, vir die opkoms van Jesus Christus. En vriend, elke een se denke, nie my denke nie, nie 'n ander een se denke nie, nie 'n ouderling se denke nie, nie 'n sabbatskool onderwyser se denkwyse nie. Jou denke moet reg wees en ingestel wees volgens die woord van God, volgens die leerstellings uit die skrif. Hoe staan jy daarin verpas, liewe vriend? Hoe staan jy onder daai leerstellinge wat die Here gee? Met jou verlossing, jou ewige lewe, hang daarvan af. Ek wil graag hier uitnooi, om baie leerstellings weer op te tel. En as jy nie verstaan nie, voordat jy jou eie interpretasies maak, gaan kry daai mense wat God van praat uit Efesiërs en Korintiërs, vir wie hy die gawe gegee het, om die interpretasies te kan maak, om te leer, en die leraars om die gemeente te leer, die evangeliste om te leer, die onderwysers wat moet leer, vra hulle. Want dis waar die Heilige Gees dan deurwerk, en die woord, moet nie die woord vergeet nie, moet nie net iets gaan op papier lees nie, gaan lees die Bybel, liewe vriend. En as die leraar, die evangeliste, die onderwysers, dit vir jou vertel en leer, maar gemaak die Bybel ook oop, dat die Heilige Gees vir jou kan wys, maar dis waar. Dis my begeerte van jou, my liewe kind. Kom ons neem ag oor wat die Here vir ons wil gee. Die opdrag was, gaan leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Sy beveling was, en sy aanbeveling en sy woord, is van Genesis tot Openbaring. Die woord, die geïnspireerde woord, vir lering, tot regwysing, tot ons, sodat ons reg kan staan vir elke taak en goeie werk. Ons hemelse Vader, dankie Here vir die voorreg wat ons het om tot glorie van U naam vandag te kan bid en vir U te kan dank vir U grootheid en vir U guns en U goedheid, Heer. Dankie vir die woord, liewe Here, en vir die leerstellinge uit die woord uit wat ons kan neem en kan van leer en kan in plek sit in ons lewens. En ek wil vra, Here, dat U vir ons sal leiding gee en insig sal gee, liewe Here, dat ons die leerstellings kan verstaan en kan uitleef. Help ons om te verstaan wie U is. Help ons om te verstaan wie ons is en ons tekortkominge. Help ons om te verstaan die dringendheid van die bediening vandag, liewe Here. Help ons om alles in die regte perspektief te sit. Ons vertrou op U grootheid en U goedheid, liewe Here. Dankie vir U liefde, my Vader. Ons dank U daarvoor. Die genade is sy met almal, wat ons Here Jesus Christus in onverganklikheid lief het. Amen en amen. Ons sien julle weer. Geniet die res van die Sabbatdag en gaan dink bietjie oor wat U gehoor het. Ons wonderlike leerstellings wat diepte gee van wie ons Jesus is, van wie die woord is, wie ons is, wat ons moet wees. Geniet dit, mag die Here seën. Ons Vader wat woon in die hemel, geheilig sy U naam.
geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Gee ons vandag ons dagse brood en vergeef ons al ons skulde net soos ons vergewe. Die wat teen ons sondig, laat kom ons nie in die versoeking, maar verlos ons van